Goeiedag liewe vriende, ek groet u in die wonderbare naam van ons koning Jesus. En vandag wil ek met u 'n gedagte deel om goed te doen. Jakobus 4 vers 17 lees ons: Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Nou ek lees 'n verhaal van 'n jong seun wat op pad huis toe was van die skool af en 'n klein bang hondjie langs die pad gesien sit het. Die hondjie het bewerig gelyk, sy pels was deurmekaar en duidelik verdwaald. Die seun het geweet, hy moet iets doen, maar hy het ook geweet, sy ma sou nie baie bly wees nie, as hy met 'n verdwaalde hond huis toe kom nie. Maar hy kon homself nie dwing om net verby te stap nie. Hy het versigtig nader gegaan en saggies met die hondjie gepraat. Na rukkie het die hondjie sy stert begin swaai. Hy het toe besluit om te probeer uitvind wie die eienaar van die hondjie was. Hy het die hondjie huis toe geneem, hom kos gegee en water gegee en op sosiale media boodskappe uitgestuur met 'n foto van die hondjie. Ure later het 'n ouer dame hom gekontak met haar oë vol trane. Dit was haar hond. Sy was oorstelp van blydskap. Hy het die hondjie aan haar terugbesorg en die dankbaarheid in haar oë was 'n beloning groter as enige iets wat hy kon verwag. Vandag praat die woord met een en elk van ons, want hoeveel keer was ons al skuldig om juis nie hierdie opdrag na te kom nie, om nie goed te doen wanneer die Here met ons praat nie. Jakobus vermaan ons, as jy dan weet, met ander woorde bewus is en dit nie doen nie, wat die Heilige Gees op jou hart lê, dan is dit sonde vir jou. En dit is ook wat Paulus in die Galasiërs skryf, in Galasiërs 6 vers 9 en 10, hy sê, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons die geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Die wyse Salomo het vir ons geskryf in Spreuke 19 vers 17, Wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here, en hy sal hom sy weldade vergelde. Hy skryf ook in Spreuke 3 vers 27, Hou 'n weldaad nie terug van hom aan wie dit toekom, as dit in jou mag is om dit te doen nie. As ons bely dat ons weergebore is, het ons die Heilige Gees inwonend, wat ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Die Heilige Gees oortuig ons ook elke dag, en ons is immers diensknegte van God. Daarom moet ons ingestel wees op daardie stem, die Heilige Gees wat met ons praat. Efesiërs 4 vers 30 sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Here, help ons om te doen wat u woord sê, want ons is baie keer skuldig, ons is baie keer wederstrewig wanneer u met ons praat deur die Gees. Lei ons in u woord en waarheid en gebruik ons as instrumente in u hand. Ons bid dit in die naam van ons koning Jesus Christus. Ek groet u tot volgende keer. Totsiens.